Ek het jou nou al gesê dat die skild van geloof is die belangrikste deel van die wapenrusting. So, Paulus het die meeste klem daarop het jy moes nou al ontdek en sy hele toon verander as hy begin praat oor, as hy sê, maar ten spyte van dit alles, en as jy dit alles het, lig nou op, tel nou op. So, ons praat nog steeds oor die skild van geloof, ons is by die 4de week van die skild van geloof, en luister 'n bietjie na hierdie stelling. Faith is acting like God is telling the truth. Dis waaroor ons vanaand praat. Jy kan nie glo as jy nie die waarheid ken nie. Maar omdat jy die waarheid ken van wie die Here is, en omdat jy die waarheid ken van wat sy woord sê, glo jy dit. Te veel mense se probleem is hulle glo 'n leuen. En dan is dit nie 'n skild van geloof nie, nee. Dit laat jou net in die moeilikheid beland. As jy die waarheid ken, kan jy glo. As jy die Here ken, as jy sy woord ken, kan jy glo. So, gesels 'n bietjie met mekaar hieroor. Het jy al byvoorbeeld op 'n advertensie gereageer wat vir jou baie mooi dinge beloof het en uitgevind dit was nie die waarheid nie? Hoekom het jy gereageer? Want jy het daai leuen geglo. Hoekom word mense verlam? Hulle glo die leuen. Jou skild van geloof is gemaak van die waarheid oor wie die Here is en wat sy woord sê. Nou gaan ons 'n gevalle studie hieroor doen. Dit gaan nou baie lekker wees as julle nou vanaand 'n gevalle studie hieroor doen. Lees Lukas 5 vers 1 tot 7 en vers 11. Daar vertel hy 'n storie van hoe die skild van geloof werk. Ek gaan nou nie met julle daaroor praat nie, maar in jou notas gaan jy nou sien waarheen die drif gaan. Maar kyk 'n bietjie hoe dit daar werk. Wat is die situasie? Wat sê die feite? Hoe kan as jy na die feite kyk, maak dat jy glad nie glo nie? Wat moet jy hoor voor jy glo, of wat moet jy dan weet voor jy glo? En wanneer jy die waarheid ken en jy glo dit, want jy moet 'n keuse maak, of die feite, of die realiteit, of die omstandighede, of wat die Here sê, voor jy die skild van geloof kan oplig. Want jy kan nie 'n skild van geloof oplig op die grond van feite nie, op grond van jou omstandighede nie. So, jy het altyd hierdie twee stelle goed. Jy het feite, dis die feite oor hierdie saak, jy het omstandighede, jy het 'n situasie. Glo jy net dit wat jy kan sien, en dan as jy hier 'n woord het, kan jy dit glo. Wanneer gaan jy die skild van geloof ophou? Nou, as jy nou hierdie storie met mekaar gepraat het en lekker daaroor gesels het, waarmee in hierdie storie kan jy identifiseer? Wat van dit geld jou nou, in 'n situasie waarin jy nou is? En wat wil die Here hê moet jy in jou situasie doen, as jy geloof wil demonstreer? Want onthou, geloof moet gedemonstreer word voor jy enige iets gesien het. Jy het nog niks gesien gebeur nie, jy het nog niks gesien verander nie, dan moet jy jou skild van geloof oplig. Goed, so, as jy nou hierdie goed 'n bietjie met mekaar gaan lees, dan gee ek vir jou daar 4 skrifte. Daai 4 skrifte moet jy skryf as positiewe geloofsverklaringe, want dis hoe 'n mens die skild van geloof prakties oplig. Vat daai 4 goed, skryf dit in jou gebedsdagboek neer, skryf dit as 'n persoonlike gebed. En dan oefen jy om daai skrifte te gebruik as jy in 'n situasie kom. So jy moet dit memoriseer eintlik. En as jy in 'n situasie kom, dan moet jy daai skrifte uithaal, of dan as jy in 'n situasie kom, gaan na jou gebedsdagboek toe, kyk na daai skrifte en kyk hoe lig 'n mens die skild van geloof. So dis 'n baie praktiese oefening, maar as jy dit doen, gaan jy sien wat se verskil maak dit in jou lewe.